Yes, halleluja, Vader, ons loof U. Waardig is U naam, Here. Hoe wonderbaarlik, hoe wonderlik is U vanmôre. Prys Sy naam. Toets, daar sy. Nou is julle wakker. Goeiemôre almal. Lekker om julle te sien. Wat 'n lieflike dag is dit om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Amen. Prys Sy naam, Hy is wonderbaar. Nou kom ons gaan net so sit en dan gaan ons lekker saam bid. Vader, ons kom na U toe in die magtige naam van Jesus, Here. U is wonderbaar, U is lieflik, U is goed en U is groot, Here. Daar is vanmôre niemand soos U nie. En Vader, ons het vanmôre hier almal bymekaar gekom en die tyd uitgekoop en gekies, Here, om vanmôre tyd in U teenwoordigheid te kom spandeer, Here. Vader, ons wil vandag kom en ons wil kom terugkyk en ons wil sê, dankie Jesus, dankie dat U gekom het en dankie vir die werk wat U gedoen het, dankie dat U ons kom red het, Here. Dis hoekom ons vanmôre hier bymekaar is 'n diepe dankbaarheid in ons harte en die wete dat Jesus het die prys betaal vir elkeen van ons, Here. Jesus het die prys aan die kruis betaal sodat ek en jy vanmôre kan lewe. En daarom is dit verblywend in ons harte vanmôre, Here, om net vanmôre te kan kom en U die eer te gee vir dit wat U gedoen het, Here. Vader, dankie dat ons vanmôre hierdie diens aan U kan opdra en Here sê nie ons wil nie, maar U wil, Here. Soos wat U wil beweeg vanmôre, kom beweeg. Here, kom staan vanmôre by elkeen van ons stil, Here. Vader, dankie dat U Jouself net opnuut werklik maak in elkeen van ons se lewens, in elkeen van ons se harte, en elkeen van ons se gedagtes vanmôre, Here. Dankie Heilige Gees dat U vanmôre net hierdie plek kom vul met U tasbare teenwoordigheid, U gemanifesteerde teenwoordigheid, Here. Lord, we just want to come into your presence this morning to honor you and to worship you, to glorify your name. Father, thank you that you just come and be more to us, Lord. Word vanmôre meer in ons, Here. Vader, ons wil vanmôre kom en ons wil vanmôre minder word en sê, Here, kom word U meer. Kom word U meer vanmôre, Here. We honor you, Father. En Vader, ons dankie vir dit wat U vanmôre in hierdie diens gaan kom doen, Here. As we surrender ourselves to you, Father. Ons wil onsself net vanmôre kom oorgee en sê, Here, dankie dat U hierdie stuk in 'n kleipot gevat het, Here. En dat U er moois daarvan gemaak het. Vader, dankie dat U nog steeds besig is in elkeen van ons se lewens, Here, to make us and to mold us, Father. To be more like Jesus. We honor you and we worship you in Jesus' name. Amen. Daar sê, ek groet julle weer in daardie lieflike naam van Jesus. En ons is vandag by mekaar om te kom herdenk dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Maar ons kan enige dag kan ons vat en ons kan herdenk wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Ons hoef nie op Goeie Vrydag alleen dit te doen nie. Dis eintlik iets wat ons daagliks behoort te doen. En saam met dit wil ek eintlik sê dat Jesus nie regtig op 'n Vrydag gekruisig was nie. Rarig? Nee, dit geweet nie. Maar vandag gaan my ontbreek om julle daarvan te vertel, maar van Sondag as ons praat oor die opstanding, gaan ek wel vir julle daaroor bietjie teach, waar Jesus eintlik nie op 'n Vrydag gekruisig was nie. Maar dit maak nie saak nie. Want wat gebeur op hierdie dag, is dat reg oor die wêreld, word mense herinner daaraan, dat Jesus aan die kruis gesterf het, en dis wat tel. Jesus het aan die kruis gesterf vir my en vir jou, en in die wêreld gaan hierdie boodskap oral vandag uit. In elke land in die wêreld gaan dit uit. Groot, party lande baie meer as in ander, waar meer godsdienstvryheid is en waar daar minder is. Maar oral gaan die boodskap uit van die kruis vandag. En mense word gekonfronteer met hierdie werklikheid dat Jesus gekruisig was. Dis soos om Kersfees te hou is. Ons weet die Here was nie noodwendig op die 25ste Desember gebore nie.
maar dit maak nie saak nie. Daar's 'n dag wat almal in die wêreld gekonfronteer word met die feit dat Jesus gebore was. En dis die boodskap wat uitgaan. Somstyds dit wat die vyand, that he meant for evil, God turns to his glory. So selfs al is die boodskap partykeer wat sal ek sê, contaminated, maak dit nie saak nie. Die boodskap gaan uit. En vandag is die boodskap oral dat Jesus gekruisig was. Nou die boodskap van die kruis begin eintlik reeds by die Pasga wat ingestel was in Egipte land, en ons gaan sommer so 'n bietjie daar begin vanmôre by Eksodus 12 vers 3, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet julle elkeen 'n lam neem volgens die familie, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naastaansy huis is, dit neem volgens die sieletal na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal van die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek. Klaar profeties, Jesus was sonder gebrek. 'n jaar oud rammetjie van die skape en of van die bokke moet julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag, dis wanneer die Pasga dan gevier word, van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huis waarin hulle dit eet. En ons weet dat wanneer ons hierdie bloed van Jesus op ons hart se deurposte stryk, dan gaan die dood by ons verby, en so was dit ook profeties van wat Jesus vir ons kom doen het. En Eksodus 12:14 gaan ons aan, hy sê, en hierdie dag moet julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier, julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Dit was 'n vooruitskouing na Jesus as die volmaakte paaslam. In Johannes 1:29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, dis nou Johannes die Doper, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes die Doper het hom reeds erken en gesê, daar is die lam van God, wat doen? Die sonde van die wêreld wegneem. Hy het nie gesê die sonde van Israel nie, hy het gesê die sonde van die wêreld wegneem. Hy het reeds geweet dat hierdie lam sou sterf vir die hele wêreld. In vers 36 sê hy dit weer, en hy sê, en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. 32 keer verwys die Bybel na Jesus as die lam. In die Ou en die Nuwe Testament. 32 keer word hy verwys as die lam. Nog profeseë oor Jesus die paaslam is. Jesaja 53 vers 7, in die Ou Testament wat hy sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word. En soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. In Hebreërs 9 vers 12 lees ons dan, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing bewerkstellig. Dit wat die bloed van diere nooit kon gedoen het nie, het Jesus gekom, die perfekte lam, en eenmaal het hy gesterf, en eenmaal het hy met sy eie bloed betaal vir my en vir jou. Eksodus 12:46, in een huis moet dit geëet word, jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring nie, en julle mag geen been daarvan breek nie. En dan sien ons in Johannes 19 vers 33, toe hulle die ouens op die kruis gehad het, hulle moes sterf. So wanneer 'n persoon gekruisig was, en hulle wil nou hê hy moet sterf, en hy is nog nie dood nie, het hulle sy bene gebreek. Want wanneer hy op 'n kruis is, dan moet hy die hele tyd homself opdruk, sodat hy kon asemhaal. Ons kan baie gesels oor die pyniging wat daarmee saamgegaan het, dan wat hulle gedoen het, hulle het die persoon se bene gebreek, sodat homself nie kon verder opstoot nie, en dan het hy versmoor. Johannes 19:33, maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy dood was, het hulle sy bene nie
gebreek nie. So dit was ook geprofeteer dat Jesus se bene nie gebreek sou word nie. In Lukas 22:19, daarop my brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam. Hier profeteer Jesus self sy kruisdood en hy sê vir hulle met die instelling van die nagmaal, hierdie is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. En net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Hier sê hy ook vir hulle, ek gaan bloed stort vir julle. 1 Korintiërs 5:7 skryf Paulus, hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle die nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. So Christus was vir ons die paaslam wat geslag was. Prys sy wonderlike naam. Nou ons gaan vanmôre as ons nagmaal gebruik, gaan ons hierdie spesifieke broodjies gebruik wat bekend staan as matzah. Nou wanneer ons na hierdie broodjies kyk, dan herinner dit ons aan 'n klomp eienskappe van Jesus. Jy sien, die Messias was sonder sonde gewees, so is hierdie broodjie dan ook sonder enige suurdeeg. Reg deur die skrif simboliseer suurdeeg sonde. En net soos hierdie matzah dan nou geen suurdeeg het nie, het Jesus nooit gesondig nie. In Korintiërs 5:6, julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe suurdeeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. So wanneer ons na hierdie broodjie kyk, as ons Here, dankie dat U die volmaakte offer vir ons was, want U het sonde nie geken nie. U was volmaak. Verder as ek na hierdie broodjie kyk, dan sien ek dat hy gestreep is. Hy het sulke strepe in en hy het gaatjies in. En ons hoef nie ver te gaan om te weet wat dit vir ons beteken nie. Lukas 22:19, daarop neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. So hierdie broodjie word gebreek, en wanneer hy gebreek word, dan dink ons daaraan dat Jesus se liggaam vir ons gebreek was. Die beeldspraak is ook treffend. Jesus se liggaam is gebreek om die prys vir ons verlossing te betaal. Efesiërs 5:2, en wandel in die liefde soos Christus ook ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het, 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Sien hierdie gestreepte voorkoms, dit herinner ons daaraan dat Jesus geslaan was vir my en vir jou. Die matzah het ook rye klein geprofileerde gaatjies wat illustreer hoe Jesus met spykers deurboor was. Psalm 22:17 kyk ook vooruit na Jesus se kruisiging en hy sê, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Reeds in die psalms word geskryf van Jesus se kruisiging. So as ek hierna kyk, dan weet ek die gaatjies, Jesus se hande was vol spykers en sy voete met spykers of spyker deurgrawe. En dan in Jesaja 53:5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons geregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde, of deur sy geeseling, deurdat hulle hom geslaan het, hierdie strepe op hierdie broodjie, sê die woord, het daar vir ons genesing gekom. Hoe wonderlik is dit nie, net bevryding van sonde vanmôre nie, maar daar het ook vir ons genesing gekom. Ons kan die Here vertrou vir ons genesing. Ons dink ook vanmôre as ons daardie broodjie eet, dat die Messias het gesterf en weer opgestaan. Jesus het eens en vir altyd die versoening gedoen, deur sy eie liggaam aan te bied, om gebreek te word soos die matzah. Soos hy vir sy disippels gesê het, dit is my liggaam wat vir julle gegee word.
Hy is by die graf, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy met julle gepraat het, hoe hy nog in Galilea was en gesê het, dat die seun van die mens oorgelewer moet word in die hande van die sondige mense en gekruisig moet word en op die 3de dag weer moet opstaan in Lukas 24 vers 6 en 7. Ons kyk ook na hierdie matsa en ons weet dat Jesus is die brood van die lewe. Hy sê in Johannes 6:51, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir julle vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Messias is God in vlees. Johannes 1:14, hy sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van 'n eniggebore wat die Vader gekom het, vol van genade en waarheid. Ons sien ook dat hierdie matsa so effens gebrand is, hy het sulke bruin gebakte brandvlekkies op. Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. En dan in vers 10 van Jesaja 53, yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief, when thou shalt make his soul an offering for sin. Dat die Here geplease to make him an offering for sin. So wanneer ek net die broodjie kyk en ek sien daai brand, dan sien ek dat die oordeel van God was op Jesus gewees en nie op my en jou nie. Jy sien, Jesus het ons nie net gered daarvan om nie hel toe te gaan nie. Jesus het ons gered from the wrath of God. Dis waarvan ons gered het. En so as ek na hierdie breinstreepies kyk, dan sê ek, Here, dankie dat Jesus vir ons gestraf was, gebrand was, die oordeel op hom gekom het, in plaas van op my en op jou. Nou, die Jode het ook 'n gebruik om met hulle pasgamaal, wat hulle vandag nog hou, as hulle nog die Joodse geloof aanhang, het hulle 'n paar gebruike en wat hulle selfs nie eens regtig verstaan wat hulle doen nie. Wanneer iemand vir hulle vra, wat beteken dit, dan probeer hulle dit al verduidelik. Maar wanneer hy tot bekering kom, wanneer hy besef dat Jesus was die Messias gewees, dan skielik hierdie gebruik wat hulle het, maak dan nou skielik vir hulle sin. Skielik het dit betekenis wat dit nie voorheen gehad het nie. Nou, wanneer hulle pasgamaal hou, dan het die hoof van die huis het so 'n sakkie. Hulle noem dit 'n matzah-tash. En hierdie sakkie het 3 kompartemente. En in elke kompartement is daar een van hierdie matzah-broodjies. En dan wat hulle sal doen is, hulle sal die middelste matzah-broodjie uithaal. En dan sal hulle hierdie broodjie vat en hulle sal hom breek. En as hulle hom klaar gebreek het, dan word hy in 'n doek toegedraai. Seker 'n bietjie netjieser as wat ek dit nou doen, maar hulle het nie 'n mikrofoon in hulle hand nie. En dan sal dit weggesteek word, ergens in die huis. Hulle sê ook, begrawe word. En dan moet die kinders gaan, en hulle moet dit gaan soek, want hierdie maaltyd kan nie aangaan, voor dit nie weer gekry is nie. En dan sal iemand dit weer kry, en dit terugbring. As kinders van die Here, hoef ons nie ver te gaan om te weet wat dit alles beteken nie. Soos hierdie gebruik sou Jesus se liggaam nie net gebreek word nie, maar ook in linne toegedraai word
en 3 dae weggesteek word, begrawe, en dan weer na vore gebring word. Hierdie gedeeltetjie wat hulle hier in hierdie doeke toedraai, staan by hulle dan nou bekend ook as die Afikomen. It's a half piece of matzah. And it's hidden and then found by the children. Dis hulle Sabbat dessert. As jy hulle vra, wat beteken dit? Dan sal party sê, nee, dis Abraham, Isak en Jakob. Maar dan kan hulle nie verduidelik hoekom Isak uitgehaal, gebreek, weggesteek en teruggebring moet word nie. O nee, dit beteken die priesters, die Lewiete en Israel. Maar dan kan hulle ook nie verstaan hoekom Israel uitgehaal, gebreek, weggesteek en teruggebring moet word nie, of die Lewiete. Maar ons kyk daarna en ons sê, ons weet dat God is een, maar hy bestaan uit 3 uit. Vader, Seun, Heilige Gees. Hulle is onsigbaar, julle kan nie hierdie matza broodjies sien nie, hulle is onsigbaar, maar die middelste ene word sigbaar gemaak. Jesus is gebore. Amen. Hoe wonderlik is dit nie vir ons nie. Dis Jesus wat gebreek word, Jesus wat in die graf teruggesit word en dan teruggebring word vir my en jou. En so wanneer ons Jesus aanneem, dan verstaan ons presies wat hierdie gebruik is. Hoekom dit so gedoen word en so mooi is. Tydens die Pasgamaal is daar dan ook 4 bekers op die tafel. Die eerste beker wat hulle drink, staan bekend as die beker of sanctification, of heiligmaking. Die volgende beker is the cup of plagues, of die pla. Dan die derde beker is the cup of redemption, of verlossing. En dis ook die een waarop hulle fokus sit tydens die ete, dis die belangrikste ene. En dan die 4de een is praise, of lof. En toe Jesus die nagmaal ingestel het hy ook hierdie bekers gedrink volgens hulle Pasga gebruik, maar dit is toe hy by hierdie beker kom, die derde beker, the cup of redemption, die koppie of die beker van verlossing, toe hy by hom kom, het hy vir hulle gesê, net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Hierdie beker, die beker van verlossing, het hy gesê is my bloed, wat vir julle uitgestort word. Nou die Joodse gebruik was, tydens die Pasga, wanneer hulle by daardie beker kom, om 'n klein stukkie lam te eet, en van daardie beker te drink, en dan te sê, ons is dankbaar, die beker van verlossing, ons is dankbaar vir die lam, wat sy lewe gegee het, sodat ons vry kan wees. En wanneer hulle van daai beker geneem, is hulle dankbaar vir die lam wat sy bloed gegee het, sodat ons vry kan wees. Vry van slawerny, vry uit Egipte land. En ons hoef ook nie ver te gaan om te weet wat die betekenis vir ons vandag is nie. Maar die interessante ding is, nadat die tempel destroyed was in 70 na Christus, eet hulle nie meer 'n stukkie lam nie, want hulle mourn the temple. Daar is nie meer offers wat gebring word nie. En die rabbies leer hulle nou en sê, as 'n substitute, moet hulle die afikomen, daardie stukkie brood wat teruggekom het, moet hulle breek in stukkies, en vir elkeen 'n stukkie gee, en die brood sal 'n substitute wees vir die lam. En ons weet vandag, Jesus was ons substitute op die kruis gewees. Dit was ek en jy wat die straf verdien het, maar hy het ons straf op hom geneem. Is dit nie beautiful nie? En so volg hulle eintlik 'n gebruik wat Jesus verduidelik. Jesus het ook die feeste volbring, en ek wil nie vandag te diep in die feeste ingaan nie, maar daar 7 feeste,
En 4 van die feeste is reeds vervul, en die laaste 3 sal Jesus vervul met sy tweede koms. So met sy eerste koms het hy die eerste 4 vervul, en die laaste 3 sal hy vervul met sy tweede koms. Die eerste een wat hy vervul het is die Pasga, want Jesus was gekruisig op Pasga. So hy het die Pasga fees vervul. En dadelik die volgende dag was die fees van ongesuurde brode. En dit is waar Jesus in die graf was, en hy geen sonde gehad het nie. Die derde fees is die fees van eerstelingsgerf of first fruit, soos dit beter bekend staan, en dit is op hierdie dag wat Jesus uit die graf uit opgestaan het. En hy daardie fees ook vervul. In 1 Korintiërs 15:20 lees ons, maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Hy is die eerste een. Daar kom nog baie. Elkeen wat Jesus aangeneem het as hulle verlosser en hulle saligmaker, sal opstaan uit die dode. En daar kom 'n groot oes. Hy was die eerste van die oes gewees. Openbaring 1 vers 5, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. En dan die vierde fees wat reeds ook vervul is die Pinksterfees, en dit was die uitstorting van die Heilige Gees. Die ander 3 sal ons weer na kyk, maar hulle sal later vervul word. Wat het Jesus vir my en vir jou aan die kruis gedoen? Dis waarvoor ons vandag die nagmaal gaan neem, en hoekom ons dankbaar is vir wat Jesus vir ons gedoen het. Daar's soveel wat vir my en vir jou gebeur het. En soveel mense leef nie in oorwinning nie, want hulle weet nie wat Jesus alles vir hulle op die kruis gedoen het nie. Die eerste ding wat Jesus gedoen het, hy die straf wat vir op my en op jou moes gekom het, het hy op hom geneem. The punishment was on him. Jesaja 53 vers 4, gestraf vir ons oortredinge en ongeregtighede. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan is en verdruk is. So wat het gebeur op die kruis? Daar het 'n ruiltransaksie plaasgevind. Jesus het gesê, laat ek jou straf vat. Ek sal jou straf vat. En dan gee ek vir jou my vergifnis. Hy het vir ons vrede tussen ons en God bewerkstellig. Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons geregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. So wat sê Jesus, kom na my toe, en ek sal jou straf vat op my, en ek sal vir jou gee my vergifnis. 'n ruiltransaksie wat op die kruis plaasgevind het. Die tweede ding wat plaasgevind het op die kruis, is dat Jesus vir ons gewond was. 53 vers 5, hy sê, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Matteus 18 vers 16, en toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duiwels besete was, en hy het die geeste met 'n woord uitgedrywe, en almal wat ontsteld was, het hy gesond gemaak. Sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. So wat het by die kruis plaasgevind? Jesus het ons siektes op hom gedra. Hy het dit gevat. Wat gee hy vir jou? Wat ruil hy vir jou? Wat gee hy in sy plek? Hy sê vir jou, ek gee vir jou my genesing. 1 Petrus 2:24, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Dankie Here, dat U die prys betaal het, en gesê het, U vat dit op U, en gee vir my U genesing. Wat het nog gebeur op die kruis? Hy is vir ons sonde gemaak. Jesaja 53 vers 10, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Make his soul an offering for sin. Sal hy 'n nakroos sien, hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig word. So wat sê die Here? Geef vir my jou sonde,
En wat gee ek vir jou in ruil? Sy geregtigheid. 2 Korintiërs 5:21, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. En hier quoteer Paulus Jesaja 53 vers 10. Hy sê, ek is vir jou sonde gemaak, en ek gee vir jou my geregtigheid. Baie ruil transaksies wat op die kruis plaasgevind het vir my en vir jou. Jesus het ons dood gelei, sodat ons kan lewe. Hebreërs 2 vers 9, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. So Jesus het vir elkeen, hy het vir jou die dood gesmaak, sodat ons wat kan hê, sodat ons kan lewe. Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. In die Engels sê hy, have it more abundantly. So op die kruis het Jesus kon gesê, ek sterf jou dood vir jou, sodat jy kan lewe. Jesus is vir ons 'n vloek gemaak. Galasiërs 3:13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Wat gee hy vir ons in ruil? Hy sê, ek word 'n vloek vir jou, ek vat jou vloek op my. Galasiërs 3:14, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So ons ontvang God se seën, want hy het vir ons 'n vloek geword. Christus het ook armoede geword, of arm gewees op die kruis, sodat ons kan deel in sy oorvloed. 2 Korintiërs 8 vers 9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Deuteronomium 28:47, omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van die hart weens die oorvloed van alles gedien het nie, sal jy jou vyande wat die Here teen jou sal stuur, dien in honger en in dors en in naaktheid en in gebrek en in alles, en hy sal 'n ysterreuk op jou nek sit. So wat sê hy? Hier is die vloek. Jy sal honger wees, jy sal dors wees, jy sal naak wees en jy sal gebrek hê in alles. Wat het met Jesus op die kruis gebeur? Wel, hy was honger, want hy het hele ruk laas geëet. Ons weet dat hy dors was, want hy het dit self op die kruis gesê. Ons weet dat hulle hom naak gekruisig het, so hy was naak. Mis ek een? En hy het 'n gebrek aan alles gehad. Jesus het soveel gebrek gehad op die kruis, dat hy in 'n geleende graf begrawe was. Toegedraai in geleende doeke. Jesus het absoluut van alles gestrip gewees. Hy het armoede vir my en vir jou geword. Korintiërs 9 vers 8. En God het mag om alle dinge genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Handelinge 20:35. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. So Jesus het armoede geword vir my en jou, dat ek en jy dit nie hoef te ervaar nie. Jesus het skaamte, of die Engelse woord shame, op hom gevat, sodat jy sy heerlikheid, his glory kan ervaar. Matteus 27:35. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel, deur die lot te werp, sodat vervul sou word, wat deur die profeet gespreek is, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit
en hom daar bewaak. Nou wat se shame praat ons van? Iets wat met jou gebeur het, dalk verkrachting, aborsie, goed waaroor jy shameful is. Die Here sê, bring dit na my toe. Gee dit vir my, want ek het vir jou shame gesterf. Sodat ons sy heerlikheid kan, Hebreërs 2 vers 10, want dit het hom, die Vader, betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, en hy het baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid, Jesus, deur lyde te volmaak. So toe Jesus gekruisig is, toe op die kruis was, deur sy lyde, het hy vir ons sy heerlikheid gegee. Daarom kan ek vanoggend, as ek die nagmaal gebruik, en ek sê, Here, this shame in my life that I'm still experiencing, that I'm still feeling, want ek nog nie van vry is nie. Lord, I want to bring it this morning. Ek wil dit, wanneer ek hierdie nagmaal gebruik, Here, wil ek hierdie ruiltransaksie op die kruis, wil ek myne maak. And Lord, I want to give you this shame of mine, hierdie ding waaroor ek so skaam voel, wat met my gebeur het, of wat ek gedoen het. En Here, dankie dat ek dit vir U kan gee. En dan sê U woord, U gee vir my U heerlikheid. You give me your glory, Lord. En dis 'n baie bevrydende ding om te doen, het ek al gesien. Mense vrygemaak word van dit wat hulle oorskaam is. Dan het Christus verwerping ervaar op die kruis. Matteus 27:45. En van die 6de uur af het daar 'n duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia, toe hardop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer 'n groot stem uitgeroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rots het geskeur. Jy sien, verwerping is die diepste seer wat iemand kan hê. As ouers 'n mens verwerp. Verwerping is die diepste seer. En ek dink die diepste seer wat Jesus gehad het op die kruis, was nie al die pyniging nie, maar die diepste seer was toe die Vader sy aangesig weggedraai het. En Jesus gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Daarom het Jesus verwerping op die kruis ervaar, sodat ons aanvaarding kan hê. Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel en in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. So ons word aangeneem as sy kinders tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons benadig het in die geliefde. Johannes 6:37, al wat die Vader my gegee het sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Baie keer wil mense na Jesus toe kom en hulle, Here, ek voel nie waardig genoeg nie. Jesus sê, kom net soos wat jy is. Ek sal jou nooit uitwerp nie. Here, maar my ouers wil my nie eens gehad het nie, maar ek sal jou nooit uitwerp nie. Hebreërs 13:5, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Die een ding wat God nie kan doen nie. Het jy geweet, daar is goed wat God nie kan doen nie. Die een ding wat hy nie kan doen is, hy kan nie lieg nie. Want God is waarheid. En as God sê,
Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. En as God sê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Hy is geen mens dat hy kan lieg nie. Daarom kan jy daarop staan, dat Jesus sal jou nie uitwerp nie. Kom na hom toe. En hy sal jou nie uitwerp nie. Ek gaan vra die wat ons help in die nagmaal, sal asseblief sal kom. Kinders kan nagmaal gebruik as dit hulle die toestemming van hulle ouers het. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, die brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes en ander het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom my broeders, as julle saamkom om te eet, wag met mekaar. Vader, ons dankie vir die wonderlike werk wat U aan die kruis vir ons gedoen het, Here. En Vader, ons wil vandag onthou die werk wat U gedoen het. Ons doen dit vanmôre, Here, tot U gedagtenis. Elke keer, Here, wat ons hierdie brood neem en hierdie beker drink, dan verkondig dat ons dat Jesus gesterf het, Here. Mag hierdie boodskap nooit van ons lippe afwyk nie totdat U kom, Here. Mag ons altyd hierdie boodskap uitdra en verkondig dat Jesus gesterf het, dat Jesus het opgestaan, dat Jesus lewe, dat Jesus nog steeds red. En dat Jesus vir jou en vir my gesterf het. As jy vanmôre in hierdie plek sit en jy het 'n ruil transaksie vanmôre nodig. As jy vanmôre in hierdie plek sit en sê, Here, ek het hierdie siekte in my liggaam. Bring dit vanmôre na hom toe en sê, Here, dankie dat deur die wonde het daar vir my genesing gekom en ek wil daardie genesing vat, Here. As jy vanmôre hier sit en jy weet jy het verwerping ervaar in jou lewe. En jy voel dit is nog nie vry daarvan nie. Kom vanmôre en gee dit vir Jesus en sê, Here, dankie dat die woord sê, jy sal my nooit uitwerp nie. Dankie dat jy my vry maak dan nou van hierdie verwerping. As daar iets is in jou lewe wat jy oor skaam voel. If you are carrying shame with you, sê die Here vanmôre vir jou, begeer dit vir my, want ek het reeds die prys vir dit betaal. En ek sal vir jou my heerlikheid gee. Soos ons vanmôre hierdie nagmaal gebruik, wil ek hê jy moet net vir die Here sê, Here, dankie. Dankie vir die liggaam wat vir my gebreek was, dankie vir die bloed wat vir my gestort is. Here, gee vanmôre hierdie ding vir U. Dankie vir dit wat U vir my gee. Onverdiend. But He gives it to you because He loves you. Want Hy is lief vir jou.